op die woord van die Here. En ek wil u baie hartlik verwelkom vanmôre saam met ons. Klink sommer of u lus is om te sing. Klink of ons lekker gaan sing. En of ons die naam van die Here gaan groot maak. Maar weet u wat weer hoor my? As ons hom oplig, dan lig hy ons op. Trek hy ons nader na hom toe. Ek glo, ons gaan vanmôre 'n tyd hê in ons lofsang en aanbidding, waarin ons werklik nader gaan getrek word en ons ontmoeting met die Here gaan hê. Kom ons gee onsself en oor, kom ons stel ons oop en ons loof die Here en ons maak sy naam groot en verheerlik hom. So lekker om die almal hier te sien. Ek weet nie hier met my so weer weggeraap in plaas van maar ons vertrou teen volgende week is almal wat altyd daar sit ook weer hier saam met ons. Saam met ons, dan gaan ons net open met 'n gebed en dan gaan ons heerlik saam sing in die naam van die Here groot maak. Hemelse Vader, ons wil net so vrolik stil raak voor U. Net 'n hand opsteek. Sê dankie Here. Dankie dat ons vanmôre hier is. Dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons as oorwinnaars hier is. Dat ons U woord het om aan vas te hou. En dat U woord ons dra en versterk en krag gee elke dag. Ons gebed is Heilige Gees, dat U vanmôre in ons lofsang sal kom beweeg. Dat U ons sal kom aanraak. Dat U tussen ons deur sal gaan. Here, elkeen wat hier ingekom het met behoefte, dat U iewers by daardie persoon sal stil staan en hom sal aanraak. Elkeen wat ingekom het met 'n blydskap en 'n vreugde, dat ons daar die vreugde na U toe sal bring in ons lof en aanbidding en net U naam groot maak. Wil U werklik kom beweeg tussen ons, is ons gebed in U kosbare naam en ons sê vir U dankie. Amen. Amen. Terwyl ek in die week so voorberei het vir vanmôre se diens, deur die woord gegaan het, is daar een gedagte wat nog al die hele tyd by my bly. Ek gaan nie daaroor preek volgende nie, maar ons gaan daaroor sing. Ons gaan vir onsself preek en ons gaan die Here dankie sê. Bly en verseker, Jesus is my. Ek wil die Here weer en hierdie dankbaarheid dat ek die Here behoort. En dit is nie vir wat ek gedoen het nie, is vir wat hy vir my kom doen. Kom ons sing dit vanmôre. Oh
ons kom neer lê op hierdie oggend. Ons wil U naam groot maak en verheerlik. Ons wil aan U die lof, die eer, die aanbidding bring en U oplig in hierdie oggend en net U naam groot maak. Halleluja. Halleluja. Through thy light, into thy presence. Here, dankie, ons staan heel voor U. Halleluja. Halleluja. Wanneer terwyl die Heilige Gees so naby aan ons voel, hier iemand is wat 'n gebed nodig het vanmôre. Iemand wat voel, ons moet net saam met bid, maar die vraag sommer uit te kom en na vorentoe. Ons gaan hierdie woordjie nog nie keer sing. As jy gebed nodig het, kom gerus uit, ons gaan saam bid en die opdra aan die Here. We
wil julle vir my die woord net weer opsit, vers 3, asseblief. Ek gaan my skriftelike lesing vir u lees vanmôre, gaan nog weer vers 3 en 4 van die woordjie sing. Ek gaan met die gesels uit dit Romeine hoofstuk 5, vanaf vers 1 tot 5, gaan ek net vir u vinnig lees. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, het ons deel aan hierdie groot genade waarvan ons sing. Wil jy nie saam met my net vers 3 en 4 van hierdie woordjie weer sing, in 'n dankbaarheid, Here, dat ons deel aan hierdie kosbare genade. Om dit te doen.
Kan julle ons Romeine 5 vers 1 en daar op die bord sit. Ons het klaar ons skriflesing gelees. Ek wil sommer net so vinnig hier en daar na iets verwys uit Romeine hoofstuk 5 uit. Ek wil met u gesels vanmôre onder 'n tema wat eintlik 'n bietjie 'n swaar tema gaan wees, maar ek vertrou u gaan hoor wat ek sê en wat die Heilige Gees vanmôre vir ons wil sê. Die tema van my gedagte is goddelike vreugde deur regverdigmaking. Goddelike vreugde deur regverdigmaking. En ek wil eintlik die hele stuk al 5 verse wat ek gelees het, wil ek so amper so vers deurgaan vanmôre. Maar ek wil hierdie begin van Paulus se skrywe hier gebruik, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. En ek dink ons kan daar stop, en ons kan baie vir mekaar sê, rondom dit, net om hierdie paar woorde, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. En ons het Dinsdag in die selgroep so 'n bietjie daaroor gepraat. Ons het gekyk na 'n tema wat ons noem volharding uit geloof. En ons het hierdie selfde gedeelte uit Romeine 5 gebruik. En reg deur die week was dit asof die Heilige Gees my by hierdie gedeelte gehou het van wat Paulus hier in hierdie paar verse vir ons sê. En daarom wil ek dieselfde gedeelte gebruik en onder hierdie tema met u gesels. Paulus bring eintlik in hierdie 5 verse weer 'n mond vol inligting en wonderlike gedagtes na ons toe. En hy bring iets kosbaars bymekaar in 'n paar sinne om die saak van vreugde wat ek en u as kind van die Here en die vrede wat ons as kinders van die Here het vir ons te kom verduidelik waar dit vandaan kom en so stapsgewys gaan hy aan en verduidelik vir ons wat die werking daarvan in ons lewe is en wat ware vrede is en waar dit vandaan kom. Dankie, julle kan maar die skerm afsit. En so gaan hy aan. Hy begin by regverdigmaking en hy maak dit baie duidelik dat regverdigmaking slegs deur geloof in Jesus Christus verkry kan word. Ons kan op geen ander manier regverdigmaking kry nie. Paulus is baie duidelik daarom, want u sien, regverdigmaking is versoening met God. Daarom kan dit nie op 'n ander manier verkry nie, verkry word nie. Daar's net hierdie een manier wat ons dit kan doen, en dit is deur Christus, en dit word breedvoerig verduidelik ook in Romeine 3. Ons het ongelukkig nie tyd om dan die hele hoofstuk te gaan lees nie, maar as jy meer van 'n regverdigmaking wil lees, gaan lees gerus Romeine hoofstuk 3 by die huis. Daar sê Paulus 'n paar belangrike dinge aangaande ons regverdigmaking wat ons deur geloof in Christus gekry het. En hy maak dit baie duidelik. Sy hoofsaak is daar dat dit is net God wat 'n mens regverdig kan maak of regverdig kan verklaar. En die oomblik wanneer God jou regverdig verklaar het, is jy totaal en volkome vrygespreek van al jou oortredinge tot op daardie oomblik. En kom ons praat maar Bybeltaal vanmôre. Dan is jy vrygespreek van elke sonde wat jy tot op daardie oomblik gedoen het, want daardeur kom God en hy verklaar jou vry. En dis dan alleenlik wanneer jy dit deur geloof in Jesus kry, wanneer jy hom aanvaar as die een
wat jou sonde weggeneem het, gekom het om te sterf vir die sonde van die wêreld. En dan kom hy op 'n punt in Romeine 3 vers 23 en 24 en hy sê dat almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal, elke mens het gesondig. En dit maak dat het gemaak dat mense nie meer in die heerlikheid van God kon leef en werklik in die heerlikheid van God se teenwoordigheid kan wees nie. En dan gaan hy verder en hy sê en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. En ek kan dit maar vir jouself sê vanmôre. Ek kan dit dan vir jouself bid vanmôre, want dit is alleenlik deur God se genade sonder enige verdienste wat ek en u vanmôre geregverdig hier sit en wat ons in hierdie heerlike teenwoordigheid met lofsang en aanbidding kon inbeweeg en wat ons die heerlikheid en die glorie van die Here ondervind is hier. En ons kan daarom dan kom sê vanmôre vir mekaar dat regverdigmaking is die daad waardeur God 'n sondige, 'n skuldige mens regverdig verklaar. Nie omdat die mens dit verdien nie, maar op grond van geloof in Jesus Christus. En wat ek en u mooi moet verstaan, wat elke mens eintlik baie mooi moet verstaan, dat in hierdie groot daad om mense te vry te spreek en ons in 'n totaal ander posisie te plaas, 'n posisie waar ons onskuldig voor God staan. In hierdie groot daad is ons enigste aanneem om te glo. God het al die ander werk gedoen. En al wat ek en u kan doen, ons moet glo dat God dit gedoen het. Dat hy dit vir die mens gedoen het. Dat hy sy seun gestuur het, sy enige gebore, om te kom sterf vir die sondaar. As ons vir onsself moet afvra, wat moet ons dan werklik glo? Dan wil ek sommer net in kort vir u sê, want ons kan 'n lang beskrywing rondom dit sit, maar ons moenie die evangelie rondom redding en saligmaking moeilik en onaanvaarbaar maak nie. Dis 'n dood eenvoudige evangelie wat aan ons almal gegee is. 'n Maklike evangelie wat vir ons sê ons moet net glo dat God sy seun gestuur het om te kom sterf vir die sondes van die wêreld. En by dit moet ek ook kan glo, hy het vir my sonde ook gesterf, want ek was ook een van daardie sondaars wat Romeine 3 vers 23 van praat, en ek moet hom ook aanneem as my verlosser en my saligmaker. En die wonder wanneer ek dit doen, dan gebeur daar iets in hierdie lewe en in elkeen wat hom aanneem se lewe wat onverklaarbaar en onbeskryflik is. En dis daardie vrede wat Paulus van praat in die eerste vers van hierdie hoofstuk. Daardie vrede wat in ons lewens inkom, van ons kom besit maak en ons lewens 'n deel van ons lewens word. Dis die kern, die basis van die evangelie van redding. En wat dan daarby kom, is wanneer 'n mens dit aanvaar en jy glo dit, moet jy dit jou eie maak. Bedoelende, jy moet dit leef. Dit moet deel van jou daaglikse lewenswyse wees. Jy moet daarvolgens reageer en op dit wat daagliks met jou gebeur, moet jy volgens die woord van die Here handel elke dag. Want ek dink jy het almal agtergekom, maar geloof stop nie by die punt waar ons glo dat Jesus gekom het om te sterf vir die sonde van die wêreld en dat hy ons vrygemaak het.
Geloof stop nie daar nie. Geloof begin 'n pad en 'n proses met ons daar, want ek en jy gaan deurgaan totdat ons nie meer op hierdie aarde is nie. Geloof het nie 'n einde terwyl ons op aarde is nie, en dit stop nie by daardie een ding wat ons glo nie, maar dit is 'n voortdurende daaglikse aksie in my en jou lewe. Ons moet aanhou glo. Ons moet aanhou glo dat alles wat met my en jou gebeur ten goeie gaan uitwerk en 'n positiewe uitkoms gaan hê. Hoor wat leer Paulus ons in Romeine 5 vers 5. Hy sê dat ons geloof lei uiteindelik tot hoop. En daardie hoop beskaam nie, en ons gaan so 'n bietjie later meer praat oor hierdie term, wat hy sê daar, die hoop beskaam nie, maar in die proses wat ek en jy deur hierdie lewe gaan, en wat die lewe met ons doen, en wat met ons gebeur, of dit goed is en of dit ongunstig is, dit maak nie saak nie. Hierdie proses lei uiteindelik tot 'n hoop, want dit bring ons op 'n plek waar ek en u ons totale hoop vir die lewe en die uitkoms van alles op die Here plaas. En Paulus sê vir ons dat daardie hoop gaan ons nooit beskaam nie. Dis interessant en eintlik geestelik verrykend as ons sien hoe Paulus dit alles by goddelike vrede uitbring. En ek wil sommer hier sê een van die gedagtes rondom dit, en wat dit eintlik so moeilik maak om dit te preek, is goddelike vrede is onverstaanbare en onverklaarbare vrede. Ek en u kan dit nie werklik vir mekaar verduidelik nie, want dit is iets wat in ons lewens gebeur, die oomblik wat ons begin glo dat Jesus die Seun van God is. Die oomblik wat ons hom aanvaar, gebeur daar iets in ons lewens wat ons nie regtig kan verklaar nie, en wat vir ons soms onbeskryflik is. Ons het getuienisse van die goedheid van die Here in ons lewens. Ons het getuienisse van wat die Here vir ons doen en waar hy ons uitgered het, maar ons sukkel om dit werklik te verklaar. En Filippense 4 vers 7 kom Paulus en hy sê self, dit is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis bokant ons denke. Dis buite die mens se redenasie vermoë. En tog, al kan ons dit nie verklaar nie, is dit die vrede van God en die blydskap van die Here wat soos 2 beskermengele elke dag saam met my en jou is, en ons dra en ons versterk en ons beskerm teen ons eie gedagtes elke dag oor die swaarkry van die lewe. En daar die 2 beskermengele, die blydskap van die Here wat ons beskutting is, en die vrede van God wat in ons harte gekom het, vervang die vraag wat ek en jy het, wat onbeantwoord bly. Maar hoekom gebeur dit met my? Hoekom is my kind so siek? Hoekom is my finansies so swak? Hoekom dit? Hoekom dat? Dan kom daar vrede hier in ons binneste, 'n beskermengel wat vir ons sê, put your hand in the hand of the man who stilled the waters, put your hand in the hand of the man who calmed the sea, en hy sal jou kalm maak en jou die vrede gee, en daar is 'n voorsiening wat die Here net eenvoudig voorsien, wat ek en jy nie kan verklaar nie, en selfs wanneer ons in hierdie oomblikke kom, wanneer die lewe ons rondrol en ons rondgooi en ons by die vraag sit, dan is daar hierdie kalmte wat eintlik die bekommernis wegneem en sê dankie Here. Daar's 'n hoop wat nie beskaam nie. En daardie hoop bring in elke saak 'n positiewe uitkoms. En ek kyk uit na daarna. Daar's 'n sekere wete dat die Here alles in beheer het en dat hy jou alles ook in beheer het.
goddelike vrede, wil ek vanmôre vir u sê, is iets heeltemal anders. Dis 'n sielerus wat oor jou spoel en afval die hele wêreld rondom jou in mekaar. Is daar 'n sielerus wat aan jou die vrede gee, dat die Here sal weer voorsien. Dit bring 'n rustigheid binne in jou gemoed, al woed die storms om jou, of al stel alles jou teleur, al tuister siekte jou, bring goddelike vrede tog 'n vaste vertroue dat God in beheer is, te midde van elke omstandighede wat dan met ons mag gebeur. En dis waarheen Paulus ons neem met die woorde in vers 5, en die hoop beskaam nie. En ons kan dit sommer kort in 'n maklike taal vir mekaar sê, dat die hoop stel nie teleur nie. Daardie hoop wat ons in God het, sal ons nooit teleurstel nie. Ons gaan miskien nooit op aarde alles kry wat ons wil hê nie. Ons gaan ook nooit alles kry wat ons nodig het nie. Maar God voorsien, en dit wat my en jou elke dag aan behoefte is. En hy gee dit vir ons, en hy dra ons deur. Dan gaan daar 'n dag aanbreek, waarin ons, juis omdat ons regverdig voor God staan, alles gaan kry wat God se is, en die volle heerlikheid van die hemel deel van ons gaan word, en ons daarin gaan deel. En ek het agtergekom, hoe meer ek oor dit dink, en hoe meer ek dit navors, dat hierdie vrede wat Paulus van praat hier, en hierdie vrede wat ek en u in ons gemoed kan ondervind, is 'n vrede wat gekom het om te bly. Dit kan nie van ons weggeneem word nie. Dit is 'n blywende vrede. Want wanneer iemand wat volgens die wet regverdig verklaar is, dan is hy vrygespreek van alles. En ek en u is deur God regverdig verklaar, so ons is vrygespreek van alles, en dit bring daardie blywende goddelike vrede in ons lewens. En as jy miskien gewonder het, maar waar het dit alles begin? Dan wil ek u terugvat na die geboorteverhaal van Jesus. Die Lukas vertel vir ons presies in Lukas hoofstuk 2:1. Lukas hoofstuk 2 vers 14, waar dit begin het. Die engele het by die geboorte van Jesus gesing, ere aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde in die mens 'n welbehaag. So is baie duidelik dat hierdie vrede, hierdie goddelike vrede, begin het by die geboorte van Jesus, en dit het gegaan deur 'n hele vervolgingsproses wat ons die evangelie van Christus noem, deur die tuin van Getsemane, en deur 'n verhoor en 'n hofsaak waar hy nie skuldig kon bevind word nie, maar ook nie vrygespreek is nie, en het dit tot sy volle uiting gekom aan 'n kruishout wat op Golgotha geplant is, waar hy uitgeroep het, dit is volbring, en daar het hy die vrede vir ons wat skuldig was, het hy volbring, sodat ek en u vanmôre kan onskuldig staan, en met 'n rein hart en gewete kan sing, He paid the debt he did not owe, I owed the debt, and I couldn't pay him, but thank God, He paid that debt that he did not owe, en hy het die vrede vir my en vir jou gebring, my broer en suster, daar aan die kruis. En hy bring dit in 'n doel vir die mens, om na te streef in die tyd waarin ek en u lees. Daarom wil ek vir u sê, kan beproewing nie ons hoop vernietig nie. Beproewing kan nie ons hoop onklaar maak nie. Hoop reik nie net na die toekomstige heerlikheid nie.
dit reik ook in ons huidige verdrukkinge en in ons huidige swakheid. Wanneer Paulus praat hier van hoop, sê daar die hoop beskaam nie. Ja, want ek en u 'n sekere toekoms waarna ons kyk en weet dat God gaan voltooi wat hy begin het. En ons het 'n ewige hoop in Christus. Maar daardie hoop wag nie net daar vir ons nie. Daardie hoop is deel van ons lewe nou hier terwyl ons op aarde is. En elke beproewing wat na ons toe kan kom, en elke swaar kry wat na ons toe kom, en elke verdrukking wat na ons toe kom, en waarin ons soms verklaar, ek kan nie meer nie, ek soek 'n uitkoms. Dit kan ons nie totaal vernietig en ons totaal onderkry nie, my broer en suster, want daardie hoop ryk in ons huidige verdrukking, omdat dit deur God se liefde in ons harte uitgestort is, sê Paulus, en dit is vir my so kosbaar as ek dat daardie liefde dink, daardie goddelike liefde, dit word eintlik soos 'n stroom uitgegiet in ons harte deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En as ek aan daardie gedagte dink, daardie stroomwater wat net eenvoudig kom, daardie stroom liefde wat net nooit ophou nie, daardie stroom liefde wat net volmaak en volmaak en volmaak, en so vinnig as wat die lewe van vandag tap en wil leegmaak, en so vinnig as verdrukking wil uithaal en gate in hierdie tank begin slaan, en so vinnig as wat verdrukking en swaarkry kom en ons wil uittap dat ons heeltemal leeg is, vinniger kom die stroomwater van God se liefde van bo af deur die Heilige Gees en dit maak vol en vol en vol en geen stukkende plek in hierdie lewe of in hierdie liggaam of in hierdie gees kan ons laat leeg tap nie, want die hoop beskaam nie, dit gaan ons nie teleurstel nie, dit is deur in ons uitgestort deur God se groot liefde. Daar is eintlik so 'n kettingreaksie waarvan Paulus praat in ons huidige ondervinding. En dit is eintlik 'n baie treffende reaksie wat een op die ander een volg. En hoe beter ons dit verstaan, hoe makliker verstaan ons die vrede van God wat in ons harte uitgestort is. Hy begin by verdrukking. En hy sê, verdrukking het 'n doel. En ons sal maklik wil sê, vanuit ons vleeslike negativiteit, van watter doel kan verdrukking en swaar kry nou regtig hê? Jy het daar nie gesit. Vra jy vir jouself, wat is nou die doel van dit? Hoekom gebeur dit? Duiwel is mos nou nodig. En dan bestraf ons sommer die duiwel. En dan is dit dan van God af. Paulus sê, verdrukking bewerk lydsaamheid. Dit is 'n proses. Lydsaamheid is 'n toestand van geduld en stille berusting. Dan sê hy, die proses stop nie daar nie. Lydsaamheid bring weer beproefdheid. Beproefdheid is om iets te probeer of dit te toets. Sê maar, dit stop nog nie daar nie, die proses gaan nog aan. Beproefdheid lei tot hoop. En hoop is 'n verwagting dat daar iets sal gebeur. Hoop is 'n verwagting dat daar iets sal gebeur. Hoekom glo ons in Jesus? Want ons het 'n verwagting dat daar iets sal gebeur. Hoekom bid ons wanneer ons in beproewing kom? Ons het 'n verwagting dat daar iets sal gebeur. Hoekom vas ons wanneer ons in 'n swaar beproewing en in 'n swaar nood kom? Want daar is 'n hoop waarna ons kyk en die hoop en 'n verwagting dat daar iets gaan gebeur en hierdie kettingreaksie
reaksie, my broer en suster, neem ons tot op 'n vlak van geloof, waar ons eenvoudig net vertrou, dat daar gaan 'n gunstige uitkoms wees, wat die situasie ook al mag wees, en in afwagting daarop, beleef ons die stroom van God se liefde, wat in ons uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek sien net eenvoudige kettingreaksie wat nie ophou nie en wat net nooit einde kry nie, want in my moeilikste oomblikke, in my swaarste swaar kry, vloei die stroom van God se liefde in my lewe in en versterk dit my en gee dit my krag en dra dit my en is die Heilige Gees daar wat aan ons gegee is. My broer en suster, ek wil vir u vanmôre sê, dat al voel jy hoe eensaam in jou diepste en moeilikste nood, jy is nie alleen daar nie, die liefde van God maak jou vol daar, die Heilige Gees is daar, want hy is aan ons gegee, en hy dra ons omstandighede, en niks sal ons kan skei van die liefde van God. Amen. En dus, nie net 'n houding waarin ek en jy sommer maar net om oorgee en sê, as ons so uitdrink, dat God water en God vlakte moet. Nee, ons gee nie oor sommer net aan die onvermydelike en sê van ons, ag, hierdie goed is onvermydelik in die lewe, en dit gaan gebeur, en dit gaan kom, een of ander tyd, en dit voel of dit maar die lot van jou lewe is. As mense wat so ver gaan en sê, ag, dis seker maar my lot. Nee, dis nie jou lot nie. Dis 'n proses wat God met jou werk, om jou te bring op 'n vlak van geloof, waar jy 'n verwagting het, dat daar iets beters gaan uitkom uit die omstandighede waarin jy sit. Iemand wat hom verheug daarin, om te weet wat hierdie proses beteken, en die uitkoms daarvan het en besef, maar dit is goddelike vrede wat in my binneste inkom, en sy volheid van sy liefde word oor my uitgegee, sy liefde in ons harte, wat ons verseker dat daar altyd 'n positiewe uitkoms is. Terwyl ek oor al hierdie dinge dink, toe dink ek aan uitspraak wat Lukas ook gemaak het, eintlik 'n engel gemaak het. Lukas het dit aangeteken in sy evangelie by die geboorte van Jesus, en hy het gesê in Lukas hoofstuk 1 vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Niks is by God onmoontlik nie. En ek wil niks vanoggend op 'n ander manier na u toe probeer bring. Niks in die konteks waarvan ons gesels. En ek vertrou u is met my en u gaan verstaan wat ek vir u wil sê. Maar niks is by God onmoontlik. Ja, ons praat van God kan alles doen en hy kan enige iets doen. Maar ek wil niks, die woordjie niks. Weet nie hoe ek dit kan beskryf nie. Ag, as ek vinnig vir een prentjie moet neerteken, iets 'n stuk papier, gaan ek gou vir een prentjie teken van niks. Ek moet die papier die gelyk kry. As ek prentjie, niks. Spierwit. Niks is by God onmoontlik nie. En ek gaan dit vir u probeer beskryf uit hierdie gedagte uit en in konteks plaas. Daar is niks wat kan gebeur wanneer die Here aan jou kant is wat negatief is. Maar daar is ook niks wat weggeneem word van ons af nie. Want jy sien niks is ook onmoontlik by God. Daar kan nie niks gebeur wanneer ek en u bid in die naam van die Here nie. Daar kan nie niks gebeur
wanneer jy jou geloof in die Here stel nie, dan kan nie niks in jou lewe gebeur. Wanneer jy in lofsang en aanbidding voor die Here staan, of dit nou in die oggend in die kerk is, soos 'n diens van vanmôre waar ons die heerlikheid van die Here beleef, of wanneer jy in jou binnekamer is, of wanneer jy in jou voertuig ry en jy is in lof en aanbidding nie. Ek wil vir u sê, daar kan nie niks gebeur nie, want jy ervaar in 'n oomblike tyd die teenwoordigheid van die Heilige Gees daar waar jy is, en daar waar jy beweeg, en jy kom agter dat jy nie alleen nie, en jy kom agter daar's iets in jou binneste gebeur, en iets is besig om jou op te lig en jou op te tel, wat die omstandighede ook al mag wees, wat die rede ook al mag wees, maar wanneer ons in lof en aanbidding voor die Here kom, is dit nie net maar 'n oomblik waar daar niks gebeur en dit gaan verby en alles is verby nie. Nee, my broer en suster, daar is iets wat met ons gebeur wanneer ons in lof en aanbidding kom. Daar kan nie niks gebeur wanneer jy vas en die Here vertrou vir 'n spesifieke saak nie. Ek wil vanmôre vir u sê, as jy ooit vas sit oor 'n ding en jy het nog nie antwoord gekry nie, hou maar aan bid, hou maar aan vas. Iewers gaan die Here jou antwoord, want daar kan nie niks gebeur wanneer ons dit doen nie. Daar kan nie niks gebeur wanneer ons op die woord van die Here staan en ons sy beloftes vir ons neem nie, want niks is ook onmoontlik by God. God laat nie niks toe wanneer ek en jy in geloof voor hom staan en ons hom aanbid en ons hom aanroep en ons sy woord neem en dit ons lewe maak en ons deel maak en die vrede van God in ons lewens kom en ons vertrou hom vir ons elke dag se lewe nie. Hy laat nie niks toe nie, hy laat sy goddelike liefde toe om deur ons te spoel en ons te dra en ons te versterk in hierdie lewe. Ons kan aangaan hieroor praat, maar wanneer die Here beheer neem, kan daar nie niks gebeur nie. Daar gebeur iets met ons, want jy sien, toe ek en jy niks was, toe ons in 'n verlore toestand was, het God al sy seun gestuur om ons regverdig te kom maak en het die vrede in ons hart geplaas. Daarom wil ek sê, niks is onmoontlik by God. Selfs toe ons niks was, toe het hy al iets gedoen en sy seun gestuur. Net so 3 verse verder waar ons opgehou het, lees ek in Romeine 5, vers 8 sê, God bewys sy liefde aan ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Daar het nie niks gebeur, en my en jou oorgeplaas van 'n sondaar na 'n kind van God nie. Daar het nie niks gebeur om ons uit ons verlore posisie te plaas in 'n nuwe posisie saam met Christus, waar ons binne die heerlike stroom van die liefde van God elke dag kan lewe. Nie, my broer en suster, nee, die grootste wat hierdie wêreld ooit getref het gebeur en ons kan dit nie niks noem nie. Dit was God se antwoord op hierdie wêreld vir my en jou, en hy het bewys, juist toe ons nog sondaars was. Ek wil afsluit. Prediker, hoofstuk 3. Noem die Prediker 28 verskillende tye en fases in 'n mens se lewe. En ek dink u ken dit. Daar's 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. Dis 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. So noem 28 van hierdie fases, en ek gaan nie al 28 vir u lees nie, maar ek kom met hierdie verskillende tye. En as ons deur daardie hele hoofstuk lees, dan kom ek agter, daar's een tyd wat die Prediker nie noem nie. Daar's een tyd wat ons nie daar vind nie. Daar's een tyd inteendeel wat u nêrens in die Bybel sal vind nie. Een fase in die mens se lewe, en dit is 'n tyd om op te gee.
Nergens lees ons in die Bybel van 'n tyd om op te gee nie. En ek dink Paulus wil ons juist aanmoedig met hierdie vrede van God, hierdie goddelike vrede wat ek en u gekry het van ons uit ons regverdigmaking deur God, dat ons moet nooit opgee nie. Al raak die lewe hoe moeilik, al raak dit hoe swaar, al wil omstandighede ons hoe plat druk in hierdie lewe, ons moet net nooit opgee in hierdie lewe nie, want daar is nooit 'n tyd om op te gee nie, maar daar is altyd 'n tyd om die hand van die Here vas te gryp en te sê, Here, neem my swak hand in u sterk hand, en as u my nie opgetel kry nie, sleep my na die deur, maar aan die ander kant gaan ek uitkom, want die hoop beskaam nie, die hoop stel nie teleur nie. Ons het 'n goddelike vrede in ons binneste, daardie vrede van God wat in ons is, deur die liefde van God wat uitgestort is soos 'n stroom in ons. Dit dra ons en versterk ons en help ons om vas te hou aan die Here elke dag en dit nooit op te gee nie. Ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, ek wil vir u sê, luisteraar wat inluister, as jy op 'n oomblik is waar jy vir jou voel of alles om jou begin in mekaar tuimel het en jy net 'n greintjie van 'n gedagte gehad het om op te gee, moenie opgee nie. Dis nie deel van die Bybel nie. Maar om die vrede van God in jou hart te kry en met daardie vrede deur alles te gaan, dis die kern van die Bybel en gaan daarmee deur. Hou vas aan die Here. Daar is altyd 'n gunstige uitkoms vir elke saak wanneer ons by die Here bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u goddelike woord vanmôre. Dankie vir hierdie kosbare dinge wat vir ons opgeteken is in u woord. En wil u dit vanmôre net in ons harte kom bevestig. Here, wil u ons dra deur hierdie lewe met dit en alles wat met ons gebeur. Ek bid vir elkeen wat vanmôre hier sit. Ek ken nie elkeen se omstandighede, Here, en elkeen se behoefte nie. Maar dankie, Here, dat u weet van alles en niks is onmoontlik by u. U gaan iets doen vir elkeen wat vanmôre u vasgryp en aan u vashou. Elkeen wat net opkyk na u toe en in geloof vertrou. Here, die proses bring ons deur by 'n hoop wat ons nooit sal teleurstel nie en ons loof u daarvoor in u kosbare en u lieflike naam. Amen. Amen. Baie dankie, Here, seën vir u. Ons gaan 'n slotlied sing by die voor die broers op die gaan wag. Tieners en offergawes. Daarna sal ek net vir u hier of vir afkondigings voor. Staan saam met ons. Oh,
koffiestasie is oop, gaan kuier gerus 'n bietjie, 'n lekker koffie daar, en dan ons Paasnaweekdienste, dis volgende naweek, Vrydagoggend se diens is 8:30, 8 uur, by Sinwil gemeente, as kies moenie deur mekaar raak nie, 8 uur Vrydagoggend by Sinwil gemeente gaan ons saam met hulle diens hou, en dan Sondag weer 9:30 hier by ons, en ons eie diens. Dis Paasnaweek se dienste. Pastoor Marie, daar gaan Paasnaweek Vrydag by 'n swart gemeente, is dit in ons kraal nie? Dit is swart Woensdag. Goed, as daar iemand is wat belangstel in evangelisasiewerk, sendingwerk, en jy wil graag saam met Pastoor Marie gaan, gesels net met haar, sy nooi uit, sal mense wat saam met haar wil gaan, sien hoe werk dit daar in die evangelische evangelisasieveld en die sendingveld, is jy baie welkom om saam met haar te gaan. Ek dink dit is al die afkondigings wat ek vir die wil voorhou, res van ons weekaktiwiteite is aan die gang, soos normaalweg, mag die Here u seën en vir baie mooi week gee. Asseblief daai dan die pastoor vanaand se byeenkoms om 5 uur gaan ons na 3 onderwerpe kyk. Die eerste wederlopers in die Bybel. Gaan die pastoor Dani gaan met ons oor dit gesels en dan oor die sondebok van die Ou Testament en ook dan Melchisedek. Wie is hy? Was hy? Man wat geen vader en geen moeder gehad het nie. Baie interessant, maar ons gaan hierdie 3 onderwerpe dan bespreek vanaand, en ons kyk uit om hier 5 uur hier saam met ons te hê. Die Here seën vir u.